Môre, baie welkom weer by jou Sondag stil word. My gebed is dat ek en jy opnuut weer net vandag verras sal word deur die lewegewende water en die brood waarmee Jesus ons vandag wil seën in en deur sy gees. Maar om te kan ontvang wat God vir ons gee, moet ons eers laat los waaraan ons vashou, sodat hy ons kan seën met alles wat hy vir ons elkeen se lewens begeer. Ons tema vanoggend is die skat in die hart. Ja, jy het reg gehoor. Die skat in jou hart. 2 Korintiërs 4 vers 7. Ek is soos 'n breekbare kleipot. Die lewe staan my ook maar goed rond. Tog dra ek 'n baie waardevolle skat hier binne in my rond. Daarom moet julle weet dat die groot krag van God wat deur my werk glad nie uit my kom nie. Desember maand verlede jaar het my oudste dogter Lieneke en haar familie by ons kom kuier. En sy het vir pa iets gebring. En dit is tee. Nou jy sal sien, daar staan Alpenkruiter tee. Alpe kruie tee. Pragtige boksie en baie lekker tee. Nou vanoggend toe ek weer vir my 'n sakkie tee maak, het ek besef, weet jy, dit is soos wat baie van ons se lewens ook lyk. Die wêreld waarbinne ons groot geword het, het vir ons gesê, dit gaan alles oor hoe jy aan die buitekant lyk, wat jy het, hoe jou menswees lyk, hoe mooi jy is, hoe lelik jy is, en 'n klomp dinge wat jy het of wat jy nie het nie. Dit is die dinge wat saak maak. Hulle het gefokus op die boksie. En van kleintyd af het ons geleer dat, weet jy moet jou boksie mooi maak. En as jou boksie mooi is, dan sit hulle op die rak en almal loop verby en hulle kyk na jou. Wow, dit is wonderlike tee hierdie. Hoe mooier jou boksie, hoe groter is die kans dat hulle jou gaan koop. Maar weet jy, tee is nie gemaak om op die rak te staan nie. Dit is gemaak om gebruik te word. Nou dieselfde is gestel met Christen wees. Christen wees gaan nie oor buitegoed wat ek het, wat ek kan doen en alles nie. Christen wees gaan oor binnepotensiaal. Dit wat God ons gemaak het om te kan wees. So as ek nou van hierdie lekker tee wil drink, wat moet ek doen? Ek moet die boksie oopmaak. En dit is 'n baie belangrike ding. Onthou jy wat het ek net nou gesê? Voordat ons kan ontvang en kan ontdek wat God wil hê ons moet wees, moet ons eers laat los van wat ons glo ons is en wat ons moet wees om in die wêreld se oë aanvaarbaar te wees. Wanneer ek dan die boksie oopgemaak het, dan haal ek 'n teesakkie uit. En die teesakkie kan ek net gebruik as ek hom oopmaak. So ek moet hierdie teesakkie oopskeer en dan moet daar 'n paar ander dinge gebeur. Ek moet water kook. Dan vat ek hierdie teesakkie wat ek uit hierdie pakkie gehaal het. Ek sit dan die teesakkie in die kookwater en dan laat staan ek om laat hy so 'n bietjie kan trek. En as hy nou goed getrek het, wat doen ek dan? Dan gooi ek al die ander dinge wat ek wil bygooi, 'n bietjie heuning, 'n bietjie melk, wat ek ook al wil byvoeg. Maar alles in hierdie boksie gaan oor een ding. En dit is onbeperkte potensiaal. En dit is nou presies die skat in die hart wat ons tema van vandag is. So ek kan hom so vir jou verduidelik. Die boksie is die liggaam. Soos wat ons is, soos wat ons lyk, alles buite wat buite is. Hoe mooi ons is en al hierdie ander dinge wat vir mense belangrik is. Maar God sê vir jou en vir my, ons is soveel meer as hierdie boksie. En om nou te ontdek wie en wat ons werklik is en wat God oor ons sê, moet ons eers
hierdie sakkie oopskeer. En weet jy, wanneer jy dan hierdie sakkie oopskeer, dan kan jy die teesakkie uithaal. En voilà, daar is die teesakkie. Maar kyk, wat is hierdie? Dit is al ons ou maniere van dink en dinge wat ons geglo het van God, van onsself, van ander mense, al die dinge waarmee ons groot geword het. Al die dinge wat ons by mense geleer het. Maar die heel belangrikste is dat ek en jy vanoggend moet besef dat hierdie dinge nie alles noodwendig waar is nie. En dat ek en jy vanoggend moet begin luister na wat God vir ons wil leer. En met 'n oop gemoed vir hom sê, Here, al hierdie goed waarmee ek groot geword het, al hierdie goed wat sê wat ek kan wees en hoe ek moet wees, want op hierdie pakkie staan dan nou mooi geskryf, jy moet nou die teesakkie in die water sit en die water se temperatuur moet soveel wees en soveel en soveel. Dit help nie, ek weet wat ek kan wees, as ek nie dit wat ek is, wat God my gemaak het, begin ontdek nie. So wat moet ek nou doen met hierdie teesakkie? Nou ek vat hierdie teesakkie en dan moet ek nou eers net hierso sy touwtjie losmaak, dat hy so kan hang, en dat ek hom dan in die water kan sit. Maar voordat ek hom in water sit, en hierdie is so 'n mooi ding. Hierdie sakkie se potensiaal kan net realiseer as jy dit in kookwater sit. As jy dit in lou water sit, gaan dit nie dieselfde wees nie. Dit moet kookwater wees, want die kookwater trek die geur van die teeblare uit en sit dit dan in die water. Water? Onthou jy wat het Jesus vir die vrou by die put van Sigar gesê? 'n Vrou met 'n ongure reputasie. Jesus het vir haar gesê, mevrou, ek wil vir jou water gee. En die water wat ek vir jou gee, sal jou nooit laat dors word nie. Inteendeel, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. So ek kan nie tee maak sonder water nie. En dink nou net verder. Wat is die lewegewende krag van water? Niks wat is vandag wat lewe kan lewe sonder water nie. So God het ons geseën met hierdie binnepotensiaal. Ons het alles wat nodig is om gelukkig sinvol op hierdie aarde te leef. As ons gaan kyk na wat is die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, selfbeheersing, al hierdie dinge. Ek hoef nie te vra, Here, gee my meer geduld nie. Ek het al die geduld wat nodig is. Ek het al die liefde, ek het al die vrede, ek het alles net soos Jesus. Maar dit waarmee God my geseën het, kan net realiseer as ek hierdie potensiaal in die Gees se lewende water binne my kom sit. En nou soos wat ek jou gesê het, ek weet nie of jy gehoor het nie, maar tee kan net tee wees as dit in kookwater gesit word. Twee dinge wat ek gedoen word, is nie lekker en nie maklik vir ons as mens nie. Die eerste ding was om hierdie pakkie oop te skeer. Die oomblik as ek en jy ontdek, maar hoor eens, wag so bietjie. Dit wat ek glo en dink, is nie die volle waarheid nie. Dis nie die enigste waarheid nie. Daar is soveel ander maniere om oor so baie dinge anders te dink. Dit is daai oop skeur van die pakkie. Dis nie lekker om te moet kom op 'n punt dat jy begin besef, weet jy, dit wat ek glo, dit wat ek geleer het, is nie heeltemal alles die waarheid nie. God se waarheid in menige opsigte is so anders as die waarheid wat ons gemaak glo is. So die eerste stuk ongemak is om bietjie hierdie goed onder God se vergrootglas te sit.
en te sê, Here, hierdie goed, is dit soos wat U sê die waarheid is? Nou nog verder. Sit nou hier die buitenste pakkie in 'n koppie water. Wat gaan gebeur? Die sakkie gaan nat word, en dit gaan disintegreer miskien, maar daar gaan niks tee wees nie. Want dit gaan ook nie oor dit wat ek en jy glo nie. Dit gaan oor wat God se wil is vir my lewe, wat God se waarheid is vir my lewe. Wat Jesus gesê het, hy gee sy gees sodat sy gees ons in sy waarheid kan leer en lei. En dan die teesakkie. Vat ons en ons sit hom in die kookwater. Want sonder kookwater kan die tee nie gebeur nie. En ek en jy ken van kookwater. Elkeen van ons was al in moeilike situasies, waar ons net gesê het, Here, ek verstaan nie wat is hier aan die gebeur nie. Maar juis in daardie kookwatertye kom die Gees van God en kom verras hy ons met wat hier binnekant ons is. En begin hy om vir ons te leer, hoe meer ons ontslaa raak en wegfokus van die pakkie waarin die sakkie is, en ons laat God toe om dit te laat gebeur wat hy binne in ons gesit het. Om ons tee te laat wees. Wow, dan begin die kookwater sy ervaring ook heeltemal verander. Want ewe skielik verstaan ek, weet jy, dit is juis in die kookwater wat die wonder gebeur dat ek God ontdek vir wie hy is en hoe hy my gemaak het, onbeperkte potensiaal. En hierdie sakkie is wat vir God saak maak. God word nie beïndruk deur die boksie nie. Hy word nie beïndruk deur wat ek glo, die sakkie nie. God word beïndruk deur die mate waartoe ek en jy hom vertrou om deur sy gees ons te laat wees en te laat word soos wat hy ons gemaak het. Om ons menswees potensiaal te laat realiseer. En nog 'n ding wat vir my so pragtig is. Jy kry klomp verskillende soorte tee. Jy kry rooibos tee, jy kry perske tee, jy kry 5 rose tee, alles in ander verpakking. Ons almal se lywe lyk anders. Ons almal kom in ander sakkies. Ons het ander labels. Maar op die einde van die dag het elkeen van ons unieke, goddelike potensiaal. En God se potensiaal word 'n werklikheid in ons lewens deur ons gawes en talente. En die oomblik as ek dit begin verstaan, dan sê ek, Here, ek wil graag word wat U weet ek is. Ek wil graag my geur versprei. Ek wil die tee word waarin ander mense hulle verlustig. En dan het jy nie meer 'n saak, maar weet jy, ek wil rooibos tee eintlik wees, of ek wil 5 rose, of ek wil enige ander tee wees. Dan sê jy, dankie Here, dat ek uniek is met my eie unieke potensiaal, gawes en talente, liggaam, alles wat ek is, 1000% uniek. En ek wil myself as 'n offerande in U hand plaas, sodat U met die warm water en al die dinge wat elke dag gebeur, al hoe meer my kan leer om U te vertrou en my vry te maak van dit wat ek nog in die kop ronddra, die sakkies, die pakkies, sodat ek kan wees en word wat U sê ek is. So, ons het vandag begin by die boksie. 'n Boksie lewe maak nie saak vir God nie. Jesus wat gesê het, julle sal dieselfde en groter dinge doen as wat ek gedoen het, sê vir ons, dit gaan nie oor 'n lyf nie, dit gaan nie oor wat jy glo nie, dit gaan oor wat die Gees van God deur jou unieke menswees wil doen. Maar ongelukkig, moet jy oopgeskeur word? Moet jy in die warm water 'n draai maak?
En weet jy wat's die interessante? Die boksie, as hy leeg is, gooi ek hom weg. Hy gaan tot niet. Hierdie pakkie, as ek die teesakkie uitgehaal het, wat doen ek met hom? Ek gooi hom weg. Al wat oorbly, is die teesakkie. En die wonder van die manier waarop God vir jou en vir my gemaak het, is dat hierdie teesakkie nie net een keer gebruik kan word en dan gooi ons hom weg nie. Hy moet oor en oor en oor en weer gebruik word. Want dit is wat Jesus bedoel het. Soek allereers die koninkryk van God en alles sal vir julle bygevoeg word. Ons lewe in 'n stikkende wêreld. En God het 'n plan vir hierdie wêreld. En ek en jy is deel van God se plan vir hierdie wêreld. Maar die oomblik as ons dan aanmeld en sê, Here, ek is deel van u weermag, ek is deel van u familie, dan wil hy vir jou en vir my sê, begin verstaan, waaroor gaan die lewe. Nie oor 'n boksie nie oor 'n pakkie nie, oor 'n sakkie, wat in kookwater gesit moet word, sodat die wêreld in verwondering kan staan oor die geur wat God aan sy lewende water gee. Mag die Here jou ryklik seën. Ons kuier volgende week weer saam. Liefde groete. Shalom. So Here, ek moet ook bely dat ek so besig was met my boksie en dat ek so geglo het in my pakkie, dat ek skoon vergeet het van u goddelike potensiaal teesakkie wat u binne in my kom plaas het. Help my Heilige Gees om al hoe meer onder u leiding te ontdek wat is u waarheid vir my lewe, wat is die potensiaal waarmee u my geseën het, en om dan alles wat ek is in u hand te plaas, sodat u deur my kan doen, ver bo wat ek uit myself kan doen. Amen. Indien jy sou belangstel om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig te ontvang op WhatsApp, kan jy net jou naam en jou nommer stuur na die volgende nommer 08282164333. Indien jy op Telegram wil inskakel, kan jy net 'n soek doen vir die Lewelig kanaal en dan kan jy dit daar ook ontvang. Jy is ook meer as welkom om ons YouTube kanaal te besoek. Doen net 'n soek onder Shaal Botha Lewelig. Sakke vol seën vir jou en 'n wonderlike week. Leef tevrede.